Goeiemôre. Dit is wonderlik om vanmôre so by mekaar te kan wees en te kan weet, die Here het ons deurgedra. 'n Lang deel van die jaar is verby. En die mense begin nou een vir een met vakansie gaan. Pastoor Jonathan, dit is swaar as 'n ou hier by die huis sit. Ander manne, hulle pomp hulle motorkar se wiele en kry die goed reg. As en daai ou wat nou 'n bietjie Afrikaans is soos ek, wat nou nie jy's veel van Engels weet nie, wil dan nou ook graag sy ou karretjie se wiele pomp. En die joggie wat daar werk is net Engels. Hy sê vir hom, jong, please fill my Benz with sky before and after. So, ek is maar bly ek kan maar in Afrikaans praat. En daarmee Engels is ook maar my ou broer nader roep. Maar die Here is goed en dit is lekker om met vakansie te gaan en ons is bly saam met hulle en ons bid vir hulle dat die Here hulle sal seën. Ons het een vakansie, het ons gegaan na Strandfontein en daar gaan kamp. Ek is lief vir kamp. En daar op Strandfontein soek jy nie skulpe nie. Jy soek klippies. Die mooiste kleure, mooiste vorm klippies wat daar is. En daar is 'n sekere plekke waar jy kom by die see, so half teen 'n wal uit, hy's vol klein klippies. En as die water so spoel oor die klippe, dan rol die klippe, dan maak hulle sulke mooi geluide. Dit gee soveel kalmte. Dit voel selfs asof die klippe met jou praat, as jy mooi luister. So dit laat verlang jou om op vakansie te gaan. Maar nou is ons hier, en ek is die Here dankbaar ons is hier. Ek het vanmôre 2 klippe saamgebring. Soms voel dit, klink dit, die klippe praat met jou. Ek het hier 2 klippies, 'n grootjie en 'n kleintjie. Ek het hulle gekry in 2006. Toe is Pieter so 5 jaar oud, en Janet omtrent so 8 jaar oud, toe ek hierdie klippies gekry het. En dan sit ek dit so in my lesenaar se laai, en as ek die lesenaar ooptrek, se laai oopmaak, dan sien ek die klippies, en dit laat my herinner aan my kinders, en toe hulle so klein was. En hoe blessing is dit om hulle nog vandag te kan hê en te kan ervaar. Die skrifgedeelte wat ek verlees vanmôre is in Lukas hoofstuk 19 vers 40. Hy sê, maar hy antwoord en sê vir hulle, dis Jesus wat praat. Ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. As hulle swyg, sal die klippe uitroep. Jesus was besig om Jerusalem in te gaan, op die donkie. En die mense het hulle klere op die grond gegooi in die pad, hulle het palmtakke gekry, en hulle takke geswaai, en hulle het die naam van die Here groot gemaak, en hulle het uitgeroep, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna! Opgewondenheid, vreugde en blydskap, lofprysinge en aanbidding. Maar tussen hulle was daar ook fariseërs, wat nie vir Jesus aanvaar het nie. En hulle het nie gehou daarvan, dat hulle hom loof en eer en prys en aanbid nie. En hulle kom by Jesus, hulle sê vir hom, meester, bestraf u disippels. Bestraf hulle, laat hulle stil word. En dis toe wat die Here sê, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Ek is so bly vanmôre, hierdie klip is stil. Ek hoor niks wat hy sê nie. Hoekom? Want ons loof die Here. En wanneer ons so hierdie klip, enige klip sien, moet dit ons herinner. As ek nie bereid is om die Here te loof en te eer en te prys en te aanbid nie, dan sal die klippe dit doen. Die Here sal die berge roep om te getuig. Die bome sal hande klap. En die klippe sal uitroep, hoe groot is ons God. Die skepping sal juig.
hoeveel te meer moet ons nie opgewonde wees vanmôre in ons binneste nie. Jesus het ons vrygekoop. Hy het vir ons gekom. In hierdie tyd gaan ons sy koms vier. 'n Opgewondenheid, maar moet nooit stil word om hom te loof en te prys en te aanbid nie. In die môre as ons oë oopmaak, moet die eerste ding lofliedere en lofprysinge wees tot sy naam. Want as dit nie vir hom was nie, sou ons nie ons oë oopgemaak het nie. Die woord sê, sonder hom kan ons niks doen nie. Ons is van hom afhanklik. En al wat hy van ons vra, is dat ons hom sal aanbid vir wie hy is, nie vir wat ons kan kry nie. Ten spyte van omstandighede, of dit goed gaan met jou, of dit sleg gaan met jou, maak nie saak nie, die Here bly goed. Ons is maar net pelgrims wat deur hierdie ou wêreld beweeg, maar prys die Here, ons het 'n burgerskap in die hemel, van waar ons Here Jesus Christus verwag. Daar's 'n opgewondenheid in elke wedergebore kind van God se hart. 'n Loflied wat uitgaan. Vroegmôre is hier 5:00. Dan hoor ek al die voeltjies. En dit laat my dink, as voeltjies so die naam van die Here kan groot maak, wie is ek, dat ek dit ook vroegmôre kan doen, en deur die dag kan doen nie. Ons lees baie van klippe in die woord. Klippe kry jy in verskillende vorms. Hulle is gewoonlik hard. Hulle kan seer maak. Dis nie spons nie, ek kan hier gooi hier na Ben toe, Ben, en hy koes. Hy weet hy kan seer maak. Ons loop elke dag oor klippe. En ons dink nie jy's veel daaraan nie. Maar weet jy dat 'n klein klippie in God se hand 'n wonderwerk kan wees. Dit laat my dink aan 'n jong man, die naam van Dawid. Skaapwagtertjie. Nie 'n groot man nie, nie 'n soldaat nie, nie gevaarlike wapens nie. Hy het maar 'n staf en 'n slingervel. Die ou kon so 'n bietjie klip gooi. En daar het gekom 'n reus met die naam van Goliat. En almal was bang vir Goliat, die baasvegter van die Filistyne, 'n reus. Maar Dawid het iets geweet wat die ander nie geweet het nie. Hoe lyk dit as God se hand in beweging kom? Daar is krag in hom, soos wat God met hom was, toe die leeu en die beer verslaan het. So sal die Here ook met hom wees, om hierdie reus te verslaan. Dawid kyk nie na die grootte van Goliat nie. Dawid kyk nie na die grootte van die klippie nie. Hy kyk na die God in wie hy glo. So ons kyk nie na ons omstandighede nie. Ons kyk na die God in wie ons glo. Hy wat in ons is, sê die woord, is groter as hy wat in die wêreld is. Dawid het die ou klippie gevat, in die slingervel gesit, en hy het gegooi. En hy het hierdie reus net op die regte plek getref, tussen die twee spotlights. Lights out. Kabel is af. Geen ligte. Goliat is teen die grond. Nie die goedheid van Dawid, nie die grootte van daardie ou klippie nie, maar die feit dat God in beheer is. En dit moet ons nooit vergeet nie. Ons lees van Jakob. Hy het een aand gaan slaap. Hy het 'n lekker kussing gehad, 'n klip. En ek weet nie die ou sy nekkie volgende oggend gevoel nie, maar hy het 'n wonderlike droom gehad. So glo hy het lekker geslaap. En hy het gedroom van die leer wat strek van die aarde tot in die hemel, en engele wat op en af klim,
En bo aan die leer was die Here self. En hy het daai oggend wakker geword en het gesê, dit is hier niks anders as 'n huis van God nie, en dit is hier die poorte van die hemel. Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie eers geweet nie. Immanuel, God met ons. O, prys die Here. Hy het daai klip gevat, sy kussing, en het opgerig, en die plek genoem Bethel. Die Here is op hierdie plek. En soms moet ons ook net 'n bietjie stil word, wanneer probleme ons pad langs kom, dat ons kan ervaar en weet die Here is op hierdie plek. Hy is saam met my in hierdie bootjie. Hy is saam met my in hierdie omstandighede. Hy is die een wat by my is, wat vir my sê, moenie vrees nie. Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Met alle vrymoedigheid kan ek uitroep en sê, die Here is vir my 'n helper. Wat kan 'n mens aan my doen? As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Die Here is op hierdie plek. Daar moet nooit 'n geleentheid kom in u en my lewe wat ons die vraag sal vra, is die Here in ons midde of nie? Want hy sê, ek sal jou nie verlaat nie. Ek sal nie van jou vergeet nie. Jou naam is opgeskryf, is gegraveer in my handpalm. Dis gedurig voor my. Die klip moet my herinner. Die Here is elke dag saam met my. Ek lees van Samuel. Samuel het ook 'n klip gevat en opgerig. En uit hierdie klip het hy genoem Ebenezer. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. Daardie klip, vir elkeen wat daarna gekyk het, is tot herinnering geroep, hoe die Here hul deur die plekke gelei het, en gered het van hulle vyande. Hy klip vertel 'n storie. Dit laat my dink aan 'n foto. Baie van ons het ou albums. Weet jy of die jong mense nog weet wat 'n album nie? Deesdae is alles mos op die selfoon, op 'n harddrive, op die rekenaar. Maar mens kry nog goed soos albums. Ek weet nie, is hier 'n jong mens wat nog ken van 'n album? Daar is wat nie weet nie. Kyk net, ek sien hulle wat daar langs Susan. Weet nie wat is 'n album nie. 'n gallery, hoe noem hulle dit? My Engels is mos nog nie daar nie. Nou, 'n foto. Ek het 'n foto van Sonja gekry. Toe ek nog na haar gekuier het. Ook omtrent hoeveel 31 jaar terug. Plus. En ek het daai foto by my gedra. Hy foto is altyd by my, is in my ander Bybel. Hy is nie in hierdie Bybel nie. Daai Bybel ry saam met my in die bakkie rond. En as ek kyk na die foto, dan kan ek ook sê Ebenezer. Here, u het daar deurgedra, van daar tot hier. Ons kyk deur ons albums, en ons sien tye van hartseer. Jy sien foto's van mense wat ons al vooruit gegaan het. Ek kan kyk en ek kan my suster sien. Ek kan my ouma sien, ek kan my oupa sien. En ons kan sê, Here, Ebenezer, deur al die hartseer, deur al die pyn van die jare, het u my deurgedra.
U is dieselfde gister, vandag, tot in alle ewigheid. En al is ons 10 of 20 jaar verder, tot die dag wat die Here ons kom haal, op daai dag sal ons nog steeds kan uitroep en sê, Ebenezer, tot hier toe. Hy bly getrou om ons krag te gee, om by ons te wees, om ons deur te dra. Ja, moeilike tye kom ons almal se pad langs. Maar hy dra ons deur dit alles. Sodat ons weer eendag mekaar sal sien in die hemel. Ebenezer, as jy deurgaan deur die album, as jy deurgaan op die selfoon, al die fotootjies kyk, ek glo daar sal geleenthede wees, wat u sal kan uitroep. Prys die Here. Hy het my deurgedra. Ons lees in die woord van klippe, wat seer maak. Mense is gestenig, met klippe doodgegooi. Daar's 'n lied wat een sing, wat sê, ons woon almal in huise van glas. Ons is redelik deursigtig. Mense kan maklik jou swakhede sien. Mense kan maklik foute sien. En dit is baie maklik vir 'n mens om die ander een te oordeel. Ou praat baie keer sê, moenie iemand, hoe sê hulle? Judge. Op die voorblad van 'n boek. En jy soms om het klaar die persoon op. Ek het dit gehoor en ek het dit gehoor. En dit is so maklik om 'n klip te gooi. Maar ons moet weet, ons almal woon in huise van glas. Wanneer ons sleg praat van iemand en ons gooi daai klip, weet dat hy klippe kan terugkom en jou huisie ook tref. Die Here het gesê, haal eers die balk uit jou oog. Dan sal jy kan sien om jou broer te help om die splinter wat in sy oog is uit te haal. Ons lees in Johannes 8 van die vrou wat betrap is op heterdaad, egbreek gepleeg. En die straf daarvoor is om met klippe doodgegooi te word, gestenig te word. En ek weet nie wat het in die hart van daai vrou aangegaan. Wat het sy gedink? Hoeveel vrees moes daar in haar binneste gewees het? Maar ek prys die Here, die Fariseërs besluit toe, hulle gaan haar na Jesus toe vat. As hulle maar net geweet het. Hulle gaan haar na Jesus toe vat, om te hoor wat sê hy omtrent hierdie saak. En Jesus skryf in die grond, en hy sê vir hulle, laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En hy skryf weer in die grond. Wat die Here geskryf het, weet ek nie. Of hulle dit gelees het, weet ek ook nie. Maar dat hulle een vir een omgedraai het. En weggestap het. En die vrou het alleen agtergebly. Jesus het haar vrygespreek. En weet jy, daardie klippe, wat van dood gespreek het, is verander na genade, vergifnis en liefde. Klippe kan seermaak. Voor die graf van Jesus was 'n groot klip, 'n steen. Daai steen het gespreek van dood. Het gespreek van verlorenheid. Het gespreek van hopeloosheid. Die mense wat daar was, het geglo, dis die einde. Daar is nou geen hoop meer nie. Die graf het gewen. Maar weet jy wat? Daai Sondagoggend het die vroue na die graf gegaan. Nogal die vroue. En toe hulle daar kom, toe vind hulle die steen is weggerol. Die graf is leeg.
Hy is nie daar nie, want hy het opgestaan. En ewe skielik kry hy selfde steen heeltemal 'n ander betekenis. En begin spreek van oorwinning, dit spreek van lewe, dit spreek van vreugde, dit spreek van blydskap. Omdat hy opgestaan het uit die dood, het daardie klip se betekenis verander. Baie keer lê daar voor u en voor my groot klippe. Of siekte, of finansies, of verhoudingsprobleme, wat die klip se naam ook al mag wees. En jy voel by jouself, dis die einde, daar is vir my geen hoop meer nie. Dis die einde. Jy's verlore. Jy's hopeloos. Maar sodra jy jou oë fokus op Jesus, die een wat uit die dood uit opgestaan het, die graf kon hom nie hou nie, die klip is weggerol, kom hy en hy verander jou gemoed, en hy verander jou, dat jy kan ervaar lewe en oorwinning en vreugde en blydskap ten spyte van omstandighede. Hy rol dit vir jou uit die pad. Jy sal nie bokant jou kragte versoek word nie. En saam die versoeking sal hy ook die uitkoms gee, sodat jy dit sal kan verdra. Jesus is die rots van ons lewe. Hy is die fondasie. Hy is die hoeksteen. In die Ou Testament was daar baie gepraat van God die Vader as 'n rots, standvastig, onbeweeglik, een by wie jy kan gaan skuil. En in die Nuwe Testament het Jesus daar die vervulling geword, die ware rots, die ware hoeksteen, die ware fondasie. En so kom die woord ook tot vervulling in Jesaja 28 vers 16, waar die profeet sê, kyk, ek lê in Sion 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen wat vasgegrond is. Wie in hom glo, sal nie beskaam word nie. 1 Korintiërs 3 vers 11. 'n ander fondament kan niemand lê as wat gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Hy is die fondasie. As ons kyk na die woord en ons kyk in Matteus 16, waar die Here gevra het, wie sê die mense is ek? En toe vra hy vir die disippels, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. En Jesus sê, jy is Petrus en op hierdie rots sal my kerk gebou word. En die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Watter rots is dit? Die rots, Petrus se belydenis, Jesus Christus. Hy is die rots. Hy is die een op wie die kerk gebou is. Hy is die liggaam. Sonder hom is daar nie 'n kerk nie. Hy is die rots. Hy is ons fondasie. Ons kan op hom bou. Hy kan die druk hanteer. Ons lees van Moses, wat 'n rots moes slaan. En die water het uit die rots gekom. En almal kon van daardie water drink. En hulle dors kon geles word. As ons kyk in die woord, dan wys die woord vir ons, Paulus in 1 Korintiërs 10, dat daardie rots spreek van Jesus. Die rots wat vir ons geslaan is, sodat ons ook almal uit die fontein van lewende water kan drink. 'n Kosbare rots, standvastig, onbeweeglik, 'n anker vir u en vir my. Die Here het self gesê een keer, dat die een wat na hom luister, is 'n wyse man, wat sy huis op die rots gebou het.
Die storms kan maar kom. Daai huis staan vas. Waarop bou u en ek ons huise? Ek sluit af. As u 'n klip in u hand kry, u stap dalk oor 'n klip, dan moet dit vir u tot herinnering bring. As jy die klip sien, moet jy self kan afvra, het ek al vandag die Here geloof en geprys en geaanbid? Want as ek dit nie doen nie, dan gaan hierdie klip praat. Soos Biliam se donkie sal skrik. As my hond vir my in die môre hier soos met my begin praat en sê, toe, jy het nog nie gebid nie. As jy hierdie klippie sien, dan moet jy jou herinner vanmôre, die Here is op hierdie plek. Moenie vrees vir jou omstandighede nie, want jy is nie alleen nie. Hierdie klippie herinner jou, Ebenezer, tot hiertoe het die Here my deurgedra. En hy verander nooit. Hy is dieselfde gister, vandag, tot in alle ewigheid. Wat hy vir ander gedoen het, kan hy vir my ook doen. En soos hy my nou deurgedra het, sal hy my ook in die toekoms deurdra. Die klippie laat dink my en herinner my aan die steen voor die graf, wat gespreek het van dood, wat gespreek het van hopeloosheid en moedeloosheid. Maar hy spreek ook van die verandering van die naam van daai rots. Die betekenis van daai rots, na oorwinning, na vreugde, na blydskap. Met my God kan ek 'n bende storm loop, en ek kan oor die muur kom wat voor my is. Ek kan oor die rots kom wat voor my is. Ek kan oor die probleem kom wat voor my is. Want ek is meer as 'n oorwinnaar en tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Hy het nog nooit verander nie. Spreek vanmôre, Jesus is die rots van my saligheid, die rots van my verlossing, die een op wie ek kan staande bly, en nie bang wees vir die storms en die winde wat my pad langs sal kom nie. Die klippie praat vanmôre van woede, van bitterheid. Iets wat iemand anders aan jou gedoen het. En jy wil graag die klip vat en jy wil graag iemand daarmee gooi. En jy hoop dit is ook 'n kopskoot. Want jy is so bitter in jou binneste. Maar Jesus het die voorbeeld gestel. Genade, vergifnis en liefde. Maak nie saak hoe groot die klippie is in die slingervel van Dawid nie. Dis God wat die reus laat val het. In u lewe maak nie saak vanmôre wat is hierdie ou reus nie. Moenie na sy grootte kyk nie. Moenie luister oor hoe hy al ander mense se lewens verwoes het nie. Kyk vanmôre na die God wat groter is as hy. Wat hom sal laat val. Die klomp daar in Jerigo was en 'n verskriklike muur om die stad gesien het. En geweet hulle kan omtrent niks doen omtrent daardie muur nie. Het God die werk gedoen en sê, wees maar net gehoorsaam. Hy sal die mure laat val. Die Here is getrou vanmôre. So wanneer u buite loop, hou u oë so 'n bietjie op die grond en kyk 'n bietjie. Dalk is daar 'n klippie wat jou oog tref.
Dalk gaan jy deur moeilike omstandighede, tel jou klippie op. Sit hom daar in jou kar, sit hom daar op die TV, waar jy ook al wil sit. En dink 'n bietjie aan wat praat die ou klippie. Wat sê die klippie? En waaraan herinner die klippie jou vanmôre? Amen. Wonderlike Heer, Hemelvader. Dankie dat U vir ons stemme gegee het om U te loof en te prys en te aanbid. Dankie Heer dat ons môre kan weet dat U is op hierdie plek. U is in ons midde vanmôre. U is die eregas vanmôre. En U is die Heilige Gees in ons vanmôre, Here. Dat ons kan uitroep en sê, Ebenezer, tot hiertoe het U ons gehelp en ek vrees nie vir die pad vorentoe nie. Omdat ek leef, sien 'n kans vir môre. Omdat U leef, sien 'n kans vir môre. Maak nie saak hoe groot is die probleem voor ons vanmôre, Here. U kan dit wegrol. U maak 'n weg waar daar blyk daar is geen weg nie. U gee vrede in elke hart. Help ons, Here, dat ons vanmôre die klippe wat in ons hande is, om ander mee te gooi, vanmôre neer te sit en te verander in genade, vergifnis en liefde. U ken elke Goliat in elkeen se lewe, Here. Ek bid en vra, Heer, dat U ook vir hulle sal help met hy oorwinning, om nie hopeloos te wees nie, maar om te kyk na die grafse steen wat weggerol is. Oorwinning, vreugde, vrede en lewe. Niks is by U onmoontlik nie. Seën vanmôre elkeen wat hier is my gebed in Jesus naam.